Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike, koue, vroeë Dinsdagoggend. Nou, as jy vanoggend vroeg opgestaan het en die ligte aangeskakel het, onthou net, vandag in 1897 het Thomas Edison na 1200 eksperimente vir die eerste keer die gloeilamp gedemonstreer. Nee? 1200 eksperimente. En 1000 jaar later, toe staan hulle in 'n klub en sit die ligte aan, draai die ligte uit. Onthou jy daai ryf? Nee, dit was selfs Verwys vir jy na my die tyd. danspassies. Ja, daar was ek danspassies man, dat hulle draai die ligte uit, draai die liggies. Okay, dit was duidelik Nee, jy kan aangaan. Ons leer nuwe dinge vandag. Ja, nee, Light bulb moment hier langs my. Well, we plan to light up your morning with a great episode. Ter viering van Geestesgesondheid Bewusmakingsmaand vind ons meer uit oor die Cape Town International Kite Festival. Arnold gesels met die Olimpiese hokkiespeler Edith Molikoe. Vir die met groen vingers leer ons meer oor die Pretoria Bonsai Kai en ons bespreek die bewaring van ons inheemse bome. Ons gesels ook met die regisseurs van die Emmy-benoemde Suid-Afrikaanse reeks Catch Me a Killer. Daar's dit en nog baie meer, maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Dit het my goed gedoen. Ek het lekker uitgerus, lyk dit nie? Ja, dit lyk my so. Jy's mos altyd vol energie. Ouens, as breakdancing 'n Olimpiese sport kon word, ek gaan een of ander tyd vir ons van daai mense kry wat lekker gespeel het. Maar luister. Hoe gereeld ry julle deur die stad en dan bekyk julle self aan die vullis en die dinge wat rond lê? Gebeur dit? Nie gereeld nie, maar as ek myself daar bevind, dan is ek soms regtig verbaas deur hoe dinge so bietjie lyk asof hulle regtig agteruit gaan. En partykeer is dit vir my ook verbaasend dat die vullis trok sal verbykom of so, maar dan los hulle sekere van die vullis dromme en die ander gaan saam. Of weet jy wat vir my nogal regtig erg is, en dit het gebeur in soos 'n parkie, soos ons was, ek dink jare terug in Delta Park. Die vullisdrom is daar, maar dan gooi mense hulle vullis langsam. I don't understand it. It makes me actually quite angry. Ja. Hoekom vra jy? Weereens stel ek nie te leer nie met 'n heerlike oggendpraatjie storie. Daar's 'n nuwe sportsoort wat moontlike oplossing aan die wêreld se rommelprobleem bied. Dit is genaamd Spogomi, 'n kombinasie van die woord sport en die Japaneese woord vir vullis, komi. Die doel is eenvoudig: maak jou omgewing skoon op 'n vinnige, mededingende en prettige manier. Spogomi het in 2008 in Japan ontstaan en word nou in parke, skole en woonbuurte wêreldwyd gespeel. Spanne kry 'n kort tydjie om soveel as moontlik rommel op te tel, waarna dit volgens materiaal soos jou plastiek en jou karton en jou dit gesorteer word, en elke kategorie verdien dan verskillende punte met herwinbare items wat ekstra punte tel. Een van die sport se sterre is Sarah Perry, 'n 28 of 29-jarige dokter van Skotland. Sy het in 2023 saam met haar Britse span die Spogomi Wêreldbeker in Tokio gewen nadat hulle 84 kg se vullis versamel het. 28 kg meer as Japan se span in die tweede plek. Hoewel die sport in Japan ontstaan het, glo Perry dat die VK dit baie meer nodig het. Hulle het soveel meer vuiler as wat dit is in Japan, sê sy. In Japan gee mense regtig om vir hulle gemeenskappe en omgewings en vandaar Spogomi. Yeah, I would think that there wouldn't be much stuff to pick up in Japan because when you see images of there, I mean, obviously I've never been, I'd love to go. Yeah. But when you see images of Japan, it's efficient, it's clean, it's well run. So I wouldn't assume that there would be quite a lot of rubbish to pick up in that place. Ek het ook een keer het ek navorsing gedoen en daar is byvoorbeeld gesê dat hulle het 'n meningspeiling gedoen van mense om vas te stel van waar die toeriste is, en die mense van Japan, inwoners van Japan se plakkers was so in 'n ry. Dis alles is so gedissiplineerd, so skoon. So dit is interessant om te hoor dat dit daar ontstaan het, maar dan verbaas dit mens in 'n mate ook nie. Ja. As gevolg van die feit dat hulle so erg ingestel is op dissipline en jy weet, 'n skoon omgewing. Dink julle ons moet 'n Spogomi aanbied in Suid-Afrika en sal mense deelneem? Ek dink die mense sal deelneem nie, want Suid-Afrikaners is lei om na homself te kyk en om na hulle omgewing te kyk. But I think it would be a great thing to do. I think it would be almost like a fun way to clean up our environment because ons paaie en ons stede en ons land loop regtig deur onder die vullis wat net so rond lê. Selfs die strande. Ek is partykeer nogal geskok wanneer ek sien hoe dit op 'n strand lyk. Al wat ek dink ons weer nodig het is, sit in 'n Zivi bloed. Onthou dit? Dalk moet jy dit heropneem, Pieter. Ja. Hey Zivi! Bring jy vol strys terug. What happens usually when a snake bites you? Jy
kry 'n sekere angs in jou en afhangende van wat se slang dit was wat jou gepik het, dan weet jy staar dood in die hoë. Yeah. So usually you would either be severely injured if it was a poisonous or venomous snake, or you would die. In one of the strangest news stories to come out of Croatia, a snake bit of more than he could chew. The serpent reportedly died from alcohol poisoning after biting an intoxicated man. According to local reports, 42-year-old Stef Radulic felt a sharp pain in his leg while he was walking home after a business meeting. Only then did he notice a snake slithering away, weak, trembling, and even hitting his head against a tree. Sure. Which sounds like what an intoxicated human would be doing, but it was not the human this time, it was the snake. Radulic caught the snake and took it to a nearby vet, but it was already dead. Tests later showed that the snake's blood alcohol level was 5.1 grams per kilogram, a lethal dose which was confirmed by experts. Strangely, Radulic himself survived with only mild symptoms, and doctors believe that the alcohol in his bloodstream may have reduced the venom's effect, though they warn that there is no reason to treat alcohol as an antidote or as a snake. Wat is dit 'n teenmiddel? 'n teenmiddel, ja. Teengif. Ek wens so ek kan weet wat se slang dit was wat hom gepik het. Imagine. Nee, maar hy was nou blykbaar by 'n besigheidsvergadering. Ja, dit was 'n en dit het nou obviously nou baie lekker geraak daar en toe stap hy huis toe en toe pikkie slang hom. I don't know how true this is. Die weet jy wat is vir my interessant? Die detail. Jy weet om nou te sê ja, die slang as daai man onder die invloed was en so 'n bietjie besope, hoe sou hy nou regtig weet? Precies. Die slang het sy kop teen die boom gestamp. Is hierdie 'n AI storie soos 'n aktrise wat nou weer een of ander wêreldroem het en dan bestaan sy eintlik nooit. Exactly. Maar hy, wie staan nou in die pad van 'n goeie storie? Dis vir my Don't briljante let the storie. truth get in the way of a good story. As jy nou wetenskaplik en filosoferend na die ding wil gaan kyk, wat is die kans daar? Hoe gaan hy daai alkohol in sy bloed kry, die slang? So ek moet dit liewer nie oordink nie, dis wat hulle net vir my sê. Nee, maar jy vra 'n goeie vraag want ek weet ek hak nou vas en staan 'n bietjie stil hier by die besigheidsvergadering goed. Ja. Maar hoe rof is die vergaderings dan in Kroasie? Soos dat jy nou so dronk is dat jy die slang doodmaak nadat hy vir jou gepik het. Ek dink ons moet die Goeiemôre Good Morning span volgende jaar Kroasie toe neem vir ons jaarbeplanning. Ons gaan besig wees hoor. Ou Matta, dan kom 'n nuwe tolla storie uit. Ek maak my slang of my broek met 'n slang vas. Onthou jy dit? Nee. Ons gaan dit. Nee. Onthou julle nie die grappies nie? Nee. Ek is 'n rekkie, ek is rof. Kan julle dit nie onthou nie? Wat gaan aan met jou vanoggend? Ouens, Wat was in jou koffie? ek weet nie, maar okay, volgende storie, ek sit die ligte aan. Sit die ligte aan, die slang is hier. In 'n geval, onthou, jy kan nog inskryf vir ons lelik en trots kompetisie waar ons op soek is na die lelikste met die mooiste hart troeteldier in Suid-Afrika. Jy kan gaan kyk op ons Facebookblad vir meer inligting. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder en terwyl jy daar is op ons Facebookblad, klik like en gaan volg ons ook op ons Instagram by Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel, ons en Pieter is net hierna terug. Pakwai. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide.
Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Los skuld agter met AfriSkuld. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Welkom terug. Jy kyk en kuier natuurlik saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning en daar's nog baie om na uit te sien later vandag in die program. Onder andere gaan ons 'n bietjie meer uitvind oor bonsai bome en ons gaan ook gesels met die regisseurs van Catch Me a Killer wat vir 'n Emmy genomineer is, maar vir eers is dit tyd om verder te gesels en ek weet Elsa het ook 'n ietsie wat sy met ons wil oor gesels. Altyd. En dit is altyd so interessant die vraag wat ek aan julle moet stel of rig. Want dit sit julle so op die spot, maar julle het julle lisensies op 'n wettige manier gekry, sou ek hoop, nê? Lag sy as sy dit vra vir my kyk. Wettige manier beslis. Inderdaad, ja. Ja. Goed, dis goed om te weet. Wat 'n verligting. En jy? Ek het en ek het selfs harsingskudding gehad die dag as ek vir my lisensie gehad. Hou net jou gedagte, kan jy imagine sy het gesê, jong, eintlik nie. Eintlik nie. Wat 'n surprise sou dit nie gewees het nie. Ek het amper om nie gekry nie, maar dit was weens ander redes omdat ek 'n pluggie was, maar ons gaan dit nou daar laat. In tipiese Suid-Afrikaanse styl blyk die sogenaamde oplossing vir ons padprobleme eerder nog 'n hoofpyn te wees. Met die aardwetgewing wat volgens berigte binne 'n maand in werking tree, hoop die regering om padveiligheid te verbeter deur 'n nuwe stelsel van strafpunte vir verkeersoortredings in te stel. Nou wanneer jy te veel punte opbou, kan jou bestuurslisensie opgeskort word. Maar die moontlike gevolg is een wat niemand behoort te verras nie. Eerder as om hulle gedrag te verander, sal baie bestuurders bloot 'n koue drankie of dalk 'n goue krem soda aanbied om die punte te vermy. Selfs verkeersbeamptes sê hulle sien al uit na die geleenthede wat aardtoe gaan bring. Kenners waarsku egter dat aardtoe nie die ware probleem takel nie, naamlik dat duisende bestuurders hulle lisensies gekoop het en glad nie behoorlik opgelei is nie. Totdat daardie probleem opgelos word, sal mense steeds op ons paaie sterf met of sonder strafpunte. Ek dink dit is bietjie problematies en ek dink daar is verskeie redes waaroor 'n mens bekommerd of waarom ook 'n mens bekommerd kan wees oor hierdie stelsel. This makes me very negative and I don't want to be negative so early in the morning. But if I'm going to be honest, out of a personal standpoint, I think the more kind of systems and things that you put in place that have to be enforced, the more opportunity there is for it not to be enforced and for people to cut corners and do the goue koeldrank tipe ding and all of that. I just think, bly net by die wet. Just do what you're supposed to do. Al hierdie klein diktetjies en daadjies wat nou bykom, it just gives more opportunity for things to go wrong. Is hierdie aardtoe nie al in plek gestel ook 'n klompie jare terug wat hulle dit probeer het nie en toe het dit nie gewerk nie, toe stop hulle dit.
Ek dink is dit iets wat al vir 'n rukkie, jy weet, beplan word. Ja. Maar dit is sover my kennis strek nog nie ten volle geïmplementeer nie. Ek dink die ander ding is ook net wat my skok is dat die verkeersbeamptes sê hulle sien uit na al die geleenthede wat aard toe gaan skep. So ja, ek dink dit skok 'n mens nie, maar ek stem saam met jou. Mens wil nie negatief wees nie, maar 'n mens kan net jou kop skud. Ja. Ek dink net die feit dat daar punte is wat nou kan verminder of die punte kan opbou. Ek is nie seker heeltemal hoe die stelsel gaan werk nie, maar ek dink dit gaan net die geleentheid vir omkopery vererger. Daar gaan net meer en meer kanse wees dat jy kan sê, kan ek nie hierdie 2 punte kry nie. Kom ons maak net 'n plannetjie. Dit begin weer by trots vir jou werk ook, nê? En ek dink die manier hoe jy in jou werkomgewing behandel word, hoe jy besoldig word, ek meen as jy sien die salarisse wat daai ouens ook verdien, as hy met die goue cream sodas kry daarvan daai ouens seker dubbel wat hulle kan verdien in 'n maand. So wie gaan dan nee sê? En dis die hartseer. So wie dink julle is die skuldige? Die ou wat hom aanvaar, die onkoe geldjie of die ou wat dit gee? Albei. I think both, but I also think that we need to take responsibility as South Africans. I think we are very much to say, oh, the government does this, it's corruption and bribery and whatever. But I mean, it starts with you. It starts with you, first of all, not breaking the law with regards to your driver's license and with regards to the rules of the road. Maar ek dink dit is ook die verantwoordelikheid soos wat Elsa sê van daai beampte om te gaan, okay, your little traffic violation has just been upgraded to bribery. Let's go straight to jail to not collect R200. Dis nogal altyd 'n fyn lyn en as hulle my ook stop en die ou begin geselsies maak, dan kom hy agter, ons het mos daarom al 'n bietjie mense kennis, nê, in die werk wat ons doen en die kringe wat ons beweeg. Kom jy agter die ou hy wil jou dalk uitlok, maar dan probeer hy hom altyd so veilig speel om te sê, ja, wat ek is gevang, ek is skuldig, jy moet maar skryf. Ja. En dan kom jy ook vinnig agter, as hy nou nie regtig lus is om te skryf of so nie, ja, you better don't do it again, of so iets, of your attitude is dalk net nice. Maar ja, dit begin by ons, jy's baie waar. Ja. As jy gaan begin en sê, Chiva man, let's talk about the R200 document. Wel, ek dink dit sal nogal interessant wees om te gesels met iemand om vas te stel of daar 'n ander oplossing is, jy weet, wat hierdie stelsel dalk 'n bietjie minder korrup kan maak. Maar weer eens, plaas dit die fokus op die feit dat korrupsie 'n baie groot probleem in die land bly. Ek dink maar net ek weet nie wat is die oplossing nie, want die huidige een werk ook nie. Ek dink ons moet iemand inkry wat 'n kenner is op hierdie gebied wat regtig kan verduidelik presies wat die wetgewing gaan behels en hoe dit ons as bestuurders op die land se paaie gaan beïnvloed. What are my rights? What have I done? What do I need to do better? How do I rectify when I have done something wrong? Ja, maar ek ken iemand, ek sal iemand reël, hoor. Ja, asseblief tog. Goed. Dit sal baie nice wees. Meer daaroor gesels. Nee, maar dit is belangrik, net sodat mense presies weet. Maar die belangrikste vanoggend is, moenie omkoopgeld aanbied nie. Nee. Of kry jou lisensie op 'n eerlike, eerbare manier. Dit ook. Ja, dankie julle. Stay tuned. Right after this, we will be finding out more about the Cape Town International Kite Festival. We're going to be chatting to one of the organisers about that. So stay tuned to Goeiemôre, Good Morning. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het.
van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. October is World Mental Health Awareness Month, and for the past 31 years, the Cape Town International Kite Festival, Cape Mental Health's flagship event, has become a symbol of hope, resilience and unity, celebrating the bravery it takes to face life's challenges. I'm joined now by Professor Ingrid Daniels to find out more about the festival. Prof. Ingrid, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Hello, good morning, Roseanne, and good morning to all the Via Goeiemorgen, Good Morning viewers this morning. It's wonderful to be part of your program this early. It's lovely to have you. For the first time since Thank you. COVID, the festival is actually returning to its original place where it all started, the Youngsfield military base. Can you tell us what is the significance of this return? Well, it's been almost 5.5 years, Roseanne, and we've decided it's time. You know, people have wonderful memories of the magical kite festivals that we actually had originally in Muizenberg, with a beautiful ocean in the foreground and the mountain in the background. And this year we've decided we'll bring it closer to the people, and therefore we'll be having it at Youngsfield military base in Ottery, and the countdown has begun. 4 more days and we'll be hosting this spectacular event, and it's a wonderful event. It's a family-friendly, fun-filled event, something for everyone. The theme this year is #Courage to Fly. Why was this theme chosen for 2025? Roseanne, it's such an appropriate theme for where we are today. You know, it's been 5.5 years since our last Cape Town International Kite Festival, and we have faced unprecedented and significant challenges since then. We've all lived through the COVID-19 pandemic. We've lost loved ones in that time. We've seen the serious impact of unemployment and the economic fallout of all of that, the uncertainty that it left us with. And more recently, as South Africans, we have faced so much stress and distress as we see the increase in violence, in corruption. The daily challenges have been enormous. And this is what we call the social determinants of mental health. You know, these are risk factors that impact on us. We also think of people with a lived experience of a mental health condition who have to deal with stigma and the symptoms of their diagnosis daily. So against this backdrop, resilience, courage, and bravery becomes pertinent, as we all need the strength to get up in the morning and face these challenges. And kites are a beautiful symbol of that resilience. You know, kites soar against adverse winds, and when you look at a kite, that very fragile string, and we all get a bit fragile from time to time with all the issues that we face daily. But when you look up and you see this kite bounce and soar against the difficulties and the challenges, we are reminded that we do have resilience, that we do need the courage to fly. And so the theme Courage to Fly is just so appropriate for where we are now, today, and where we as South Africans find ourselves in the global world. Prof. Ingrid, for people that have missed the festival before and for people maybe that had no idea that it was happening, what can they expect from the Cape Town Kite Festival this year?
Well, Roseanne, we are going to brighten up the skies. We are going to decorate the sky with massive, gigantic character kites, show kites, dragons, octopus, birds, inflatable birds, lizards, anything that you could not imagine would fly will be flying. So we have 11 international kiters that have already arrived and a full contingent of our South African kiters. And with the variety of kites, we are going to take over the sky. But most importantly, we are going to have a range of other activities. We're going to have live entertainment and an entire lineup of amazing South African artists and musicians, just singing to us, speaking to us, touching our hearts. But we'll have food trucks, we'll have kid zones, we'll have kite making workshops, we'll have edu-kite competitions. The list is endless, and just bring a blanket and come and view these kites, just be part of the festival. The festival also gives us permission to make kites again and fly kites again and just be part of that wonderful community in which the courage to fly will become the theme of the event. This sounds like so much fun, but it's actually for really important reasons that the Cape Town International Kite Festival flies every year. Cape Mental Health is so involved in providing essential mental health services to the people that need it the most and possibly can't afford this. How big of a fundraiser is the International Kite Festival for Cape Mental Health? Yes, so Roseanne, it's a huge, obviously, fundraising event for the organization. Not only do we want to raise much needed awareness about mental health, using the Cape Town International Kite Festival as the platform, but to raise much needed funds. We want to continue providing mental health services in communities who cannot afford to pay for mental health interventions. Costs happen to be a huge barrier and limitation to accessing services. So with the necessary funds that we raise, we will be able to continue providing these services. We want to remove the barrier. We want to tell everyone that mental health services should be accessible for everyone. No one should be battling with the challenges of a mental health condition or just challenges that impact on our mental well-being. So it's a fundraising event, it's an awareness-raising event, and so therefore we do need the public and everyone to come out and support us. We want to remove these barriers and ensure that we can provide these services to individuals and families and communities. Prof. Ingrid, thank you so much for joining us. Thank you for the work that you guys are doing. And thank you for providing a fun way for people to get involved and see beautiful kites and have hashtag the courage to fly. That is the Cape Town International Kite Festival, which is happening very soon. All the details will be up on our Facebook page. Stay tuned, because right after this, Arnold will be chatting to the South African Olympic hockey player Edith Molikowe, and she is so young. She's done so much. I cannot wait to chat and hear what Arnold has to say to her and for her to tell her story. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. We will be right back. You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestlé Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less. With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees.
en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en ons wens jou presies dieselfde. Ek is Arnold Gertz. And now we have a very special guest. It's a privilege to speak to a young athlete who went from a small village in the Eastern Cape, originally from Bloemfontein, we'll get there, to representing South Africa on one of the world's biggest stages, the Olympics. She is, of course, the South African hockey player, Edith Modikwe. Edith, really nice to have you with us. Thanks for your time. I know you've just basically come back from Egypt. A double celebration, qualifying for the Olympic Games at AFCON, and then 50 and 50 few, 50 indoors and 50 outdoors. That's amazing. Only the fourth player to do that. Where do you start celebrating? I would love to start celebrating, but obviously had to get back again into training as I have to prep for another indoor camp, which is happening in November, which is also for Nkosi Cup in December. So my year doesn't really end until after December. I think I'll start celebrating in December and just having a good time. So we got to put the champagne cork back in. Just put it back in for now and we'll pop it again in December. Talk to us about AFCON. So obviously AFCON, African Cup of Nations, it's a qualifying section for us to go to the Women's World Cup. So which was hosted in Egypt, and it was just amazing. It was really, really good. We did what we needed to do, got the results that we had to get. So it was a very positive step that we are heading into our journey for the World Cup. And if I can ask you for a second, your thoughts on the men's team who also performed amazingly well? Yeah, we never doubt the men's. It's usually a hard tournament for them as well, as they play against Egypt, and Egypt's probably like one of their toughest teams. And they did well. They won convincingly, which was really nice to see, and we're very proud of them. And super exciting that we both heading to the same competition at the same time. Women's hockey in South Africa has really come a long way over the last 12 to 15 years. Why do you think that is? I think it's just the passion and everyone just wanting to grow the sport for the next generation. And we have a lot of young kids that have started playing the sport and are really into it. And I think it's just us pathing away for them. So when they get to where we are at the moment, it becomes easier. Like, it hasn't been easy for anyone and for the people that have paved the way for us. So it's been a working battle, and obviously now having lots of funds and having to find a way to make it work. So it's very exciting to see the sport grow the way it has been growing. And the accessibility in the areas like, for instance, where you came from, although PE would have had some good options and facilities, it's not always easy to get though in the outlying areas. How does one go about balancing that out? So it's very difficult when it comes to facilities and the environment for certain kids. So usually some people will bring their kids into clubs, or like, I know a lot in Pretoria, we host a lot of clinics. So it's any kid, any age group, doesn't matter where you come from. So then we start working with them, which is also quite nice. Then they just get into rhythm. And if there's like mini tournaments, such as the Roku, SJ and all those small little tournaments, we'll get those kids to also play, to like kind of get them going. And I think that's where we also get the buy-in from the parents to be like, okay, you know what, my kid can actually grow from this. So let me just put them in there. They're looked after by amazing coaches, athletes that play the sport. So why not? What first attracted you to the game?
For me, it was from school. It was one of like our sporting activities after school, like in grade 2. So I started playing from grade 2. And funny enough, I'm the first person in my family to actually play hockey. So I think my dad was really hoping that I'd either go the soccer route or the athletics route. And then when he saw me stick to hockey, I was like, okay, I guess this is it. And yeah, and I just enjoyed it. It was fun, and it was all like for fun, actually, at the beginning. It wasn't anything like serious that, oh, I want to play for the national team, etc. It's just something that I fell in love with. Talk to me about how much skill work you do. I mean, my 2 daughters played, and yesterday they were at a league at St. Stithians, and I just look at how much stick work is done and how much skill work is done. It takes a massive amount to master the game, and you never really do you? Yeah, no, like hockey, you keep growing. You never stop learning. There's always something new that's coming up. So for me, I take it serious. I train a lot, to be honest, to be fair. What's a lot? Talk to us about your training. So, for instance, on a Monday and a Wednesday and a Friday, I have gym. Tuesday, Thursday, training sessions with the Tuks first team. So that's about 2 hours of training. And then usually on Friday after gym, I'll go do a technical session. So that's basically skills, receiving, all the small little details, things that you would need for a game. So, yeah, and then usually on a Saturday, Sunday, you're playing matches. So, basically playing hockey from Monday to Sunday. Do you do any running? Is there, because obviously the game consists of so much running. How does the running work, and how do you fit that in? So we're fortunate enough. I don't even know if I should say fortunate enough, but we have a 6-week period at the beginning of the year. So when we come back early for pre-season, and we have 6 weeks of just fitness. No stick, no 6 weeks of pure fitness, of gym. And then on top of that, I'll do my own running, which would usually consist between 3K, 5K, and maybe on a good, when I say good day, it's a 10K, no more. But also it's a lot of, on a Tuesday session before trainings, we'll have speed work. So that's also like a lot of more running. Explosive running, yes. And then usually our coach will kill us with the training session, which consists of a lot of running and a lot of mini games. Lastly, the Olympic Games. Is there anything bigger? No, to be honest, there isn't. I think that's the top competition that everyone really wants to perform at, because it only happens every 4 years. So yeah, I've been fortunate enough to go to 2, which is really nice. So yeah, and hopefully, fingers crossed, a 3rd one. Yeah, there's nothing better than going to the Olympics. And your favorite out of the 2 that you've been to so far? The Olympics, Paris. Okay, why? I'd say Paris. I think because there's more people that could come watch compared to 2021, which was a COVID year, and it was very isolated. And yeah, like, don't get me wrong, it was a nice country to be in. Japan's amazing, but I think Paris just took the cake. Yeah. Well, we hope you still take lots of medals and bring back lots of trophies. We really are proud of you, and thanks for paving the way for so many young ladies. Yeah, thank you so much. Dit is dan ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het, maar bly ingeskakel, want net hierna gaan ons kyk hoe Elsa 'n bietjie klei speel. Ja, dit is wat dit sê, klei speel. Elsa en klei. Wel, dis iets wat jy wil sien. Jy kyk na Goeiemôre, good morning. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar?
Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. As jy lus is vir 'n ervaring wat iets anders bied en nie net by 'n restaurant wil sit en eet nie, is hierdie 'n 2 vliee met 1 klap geval. Create by Wolwespruit in Pretoria bied nie net 'n heerlike spyskaart nie, maar ook die geleentheid om kreatief te raak met kleur en breekware van keramiek. So my business partners brought the concept to Gauteng in 2016. And around the time they were looking to expand, we had stumbled upon Wolwespruit and thought it as a very unique and wonderful venue for another branch of the cafe. So we are a ceramic painting cafe. We have over 300 items that you can pick from to create your own unique masterpiece. We guide you through the process with demos from our waiters. We have a wonderful cafe menu, gorgeous cocktails, lots of beverages for the kiddies, and it's just a wonderful experience. We focus on giving you the full experience as opposed to just a meal or a painting activity. We have some very basic, simple techniques, and we guide you through those. There are assistants and managers always around that can give you a hand if you're challenging yourself with something more complicated. We have many different ways of guiding anybody, artistic or not, through creating something that's really close to their heart and something they've made for themselves or for a gift. It's quite a special process. We do a lot of celebrations. At the moment, we are doing a lot of corporate team builders. It's an ideal event and venue for something as a Christmas party or a general team builder. We have birthday parties, bridal showers, baby showers, any excuse to come and create something. We always lend ourselves to bigger groups and have a wonderful platter variety for the larger groups. And then we do have our general family outings on Saturdays and Sundays in particular. We are all age friendly and there's something for everyone. Daar is 4 takke in Gauteng en 1 in Umhlanga. Voordat 'n mens met jou kunswerk begin, word elke stap eers deeglik deur die bestuurder van die keramiekprodukte of een van die kelners verduidelik. So what we have here is one of our demo plates, and this is typically what a waiter would use to demonstrate to a customer when we have had new customers coming to visit us at Create Wolwespruit.
So the first thing that we need to know is that we generally tend to suggest no more than 3 layers of paint. It's very important that our paint is not too thick, but at the same time not too thin. So this is an example of 3 layers of paint being painted. We then have various different techniques that we can use. The first one is a stamping technique. So we've got a number of different stamps that we use. You basically put paint onto the stamp and you put it onto your item and you are then ready to go. What we also have in the background is what we call a spattering technique. You dip your brush into the paint and you spatter, and that gives you a lovely effect of spattering, or what the waiter sometimes refers to as a rain technique. This is where we call scratching or sgraffito. You would paint your item and you would then scratch back into the item, and that gives you the effect of these lines in this instance. The very last technique that I'd like to demonstrate to you is one we call the sponging technique, and that is literally putting your paint color onto the sponge and putting it around your item, deciding on which colors you want to use. You could do various different colors, and that is just yet another technique that we offer here. So as you can see, various different techniques. For those of us who are not very artistic, we've got various different things that you can use, and the waiters are trained up to be able to assist you in that process. Ek was so nuuskierig en moes eenvoudig self probeer. Nou ja, ek gaan nou eers hier klaar maak en dan moet ons so ongeveer 2 tot 3 weke wag vir my kunswerk om intoe te gaan voordat ek en jy die eindproduk kan sien. So maak seker jy bly ingeskakel op Goeiemôre Good Morning en kom maak gerus 'n draai by Create Wolwespruit as jy in Pretoria omgewing is. Nou ja, ek weet nou nie of 'n mens regtig daarna as 'n kunswerk kan verwys nie, maar nietemin, dit is dan nou ook die eindproduk. Ek gaan dit sommer net dadelik wegsteek. Ek dink ek kry 'n bietjie skaam. Kuns is nie noodwendig een van my sterkpunte nie. So ons beweeg aan na die volgende deel toe. Dit is natuurlik Borskanker Bewustheidsmaand en vandag wil ons 'n storie van hoop deel. Ek gesels nou met Kalika Bakker oor haar pad vanaf diagnose tot genesing. Baie welkom hier by ons en dankie dat jy bereidwillig is om jou storie met ons te kom deel. Dankie Elsa. So voorreg. Goed Kalika, jou storie het blykbaar met 'n nuwe makelaar by die werk begin. Vertel ons so 'n bietjie meer. Ja, so die nuwe makelaar wou een van my polisse skuif na 'n ander wat sê mens instansie toe. Ja. My sussie is in die 80's oorlede aan spierdistrofie en as gevolg daarvan het hulle my vir 'n vol medies gestuur om eintlik seker te maak ek toon nie enige tekens daarvan nie. En my ma 2010 borskanker gehad, so die huisdokter het toe goed gedink om my te stuur vir 'n borssonar. Sommige net uit die staanspoor uit om seker te maak ons hoef nie weet dat dit toets nie. En dis toe die radioloog opgetel het daar is verkalking in my bors en my toe gestuur het vir 'n mammogram en dis eintlik maar waar dit begin het. Wat was die moeilikste deel van die diagnose vir jou? Om eerlik te wees, ek moet sê tussen die chirurgie en die chemo en so was dit om vir my man en my ouers te sê. Ek het heel laaste vir my ouers gesê, voor ons het al geweet wat die behandelingsplan is, wat die pad vorentoe is en toe het ek eers die moed by mekaar geskraap om die nuus aan hulle te breek. Maar jy het blykbaar eintlik al vrede gemaak voordat jy amptelik gediagnoseer is. Verduidelik vir my hoe 'n mens daai kopskuif implementeer. Daar's baie kanker in ons familie. So dis eintlik te terrible, maar ons het so 'n inside joke dat dis nie 'n kwessie van of jy gaan kanker kry nie, dis wat en wanneer. Maar obviously as jy dink aan kanker, dan dink jy ou mense laat in jou lewe. Jy dink nie middeldertigs nie. So toe ek hoor die dag toe ek hoor ek moet gaan vir 'n mammogram, toe het ek al half begin, ek kan nie sê navorsing doen nie want ek het nie die feite gaan opsoek nie. Ek het mense se blogs begin lees en ek het Pinterest gaan sif soek. Net om mense se ervarings te kry en hoe hulle daardeur gewerk het en ja, dit het al, ek wil sê, saam met gebed alles my voorberei vir wat gekom het. En ek was doodrustig daaroor wat eintlik 'n seën is. Ek dink dat geloof 'n baie belangrike rol speel so in daai proses. Vertel my net so 'n bietjie meer van wat gebeur het nadat jy gediagnoseer is. So ek het eerstens met die diagnose, gewoonlik doen hulle 'n biopsie, ek het nie 'n tumor gehad soos wat mense dit ken, 'n knop nie. So dit was soos, ek wil amper sê soos glitter versprei oor my bors, 2 verskillende tipes kanker. En omdat dit so klein was, kon hulle nie met 'n naald 'n gewone biopsie neem nie. So ek moes in 'n mammogram-masjien sit vir 'n stereotaktiese biopsie. En dan het hulle amper stringetjies weefsel uitgehaal en getoets wat nogal 'n ervaring was.
Maar ja, so vinnig, binne 2 weke het ek 'n bilaterale mastektomie gehad. Ek het rekonstruksie gehad, gelukkig alles one shot, so dit was net 'n hersteltyd. En toe het ek daarna moes ek gaan vir chemo, 15 sessies en ek het 'n hormoononderdrukker inspuitings ook gekry elke 3 weke gedurende die tydperk. Nog iets wat vir my uitstaan van jou storie is dat jou kanker hormoonreaktief was. Wat het dit vir jou gesondheid oor die langtermyn beteken? Wel, ek is op 36 in volle menopause in, as gevolg van die tamoxifen wat ek moet drink om te voorkom dat die kanker terugkeer. Dit was nogal 'n skok op die stelsel gewees. Ek het nou baie meer simpatie met vrouens vir daardeur gaan. Jy dink jy verstaan as hulle sê hulle kry warm, maar as jy skielik alles moet uittrek en gooi want dit voel asof jy gaan uitpas, dan maak jy 'n plan. So die eerste paar maande was wild, dit was maar 'n emosionele rollercoaster gewees. Maar jy doen op die einde wat jy kan. So probeer 'n bietjie beter eet, probeer meer aktief wees, net beter besluite neem. Ja, baie belangrik. Goed, die goeie nuus is jy is amptelik in remissie. Yes. En ek het gewonder hoe jy voel en of 'n mens steeds met die vrees leef dat so iets eendag weer sal terugkom. Nee, definitief. Moet hulle praat nie verniet van scanxiety nie. Dit is 'n ding, ongelukkig. Maar ek moet sê ek het die besluit geneem om genetiese toetse te laat doen, eintlik om seker te maak ek het 'n seentjie wat amper 3 is. So ek wil net voorbereid wees dat as ons moet uitkyk vir iets vir hom. En so in dit het ons gesien ek het 'n genmutasie wat my 'n verhoogde kans gee op sekere kankers. Wat dit nou makliker maak want nou weet ons met die opvolgondersoeke om uit te kyk vir die ander tipe kankers ook, ekskuus. So weet baie mense raak ontsteld met my en kwaad. My eie familie was redelik opgewerk dat ek nou gaan grou word nie nodig is nie. Maar dit het my rustigheid gegee want nou weet ek ons kan oop oë ingaan, ons weet om uit te kyk vir goed. Ons kan nie nou net gaan lê en aanvaar dis nou verby nie. Ja. Met daai in gedagte, wat is jou raad aan vroue wat miskien vermoed dat iets fout is, maar wat te bang is om vir die toetse te gaan? As Suid-Afrikaners het ons die geneigtheid om eerder ons oë toe te knyp en nie die harde feite in die gesig te staar nie, wat nie altyd 'n goeie ding is nie. Maar ek dink as jy fisies bang is vir die toets, vat iemand saam, vat 'n vriendin, vat 'n kollega, vat enige iemand jy vertrou of soms wie gemaklik is, maak 'n tyd daarvan, gaan albei as jy moet gaan. As daar familiegeskiedenis, gaan vir 'n sonar, moenie wag vir 40 nie, want dit is nie noodwendig, dis dalk te ver. As jy vermoed iets is fout, gaan jy op die einde van die dag met jouself moet saamleef. As jy nie nou aksie neem nie en oor 5 jaar besluit, hulle diagnoseer jou dan en dit is te ver gevorder vir 'n goeie behandeling, gaan jy met daai verwyte kan saamleef oor dit wat jy besluit het. So ek dink op die einde van die dag, vir my was dit maklik. Ek het 'n seentjie, ek het 'n man, ek het 'n familie. Daar's nog te veel lewe om te leef. Ek kon nie dit ignoreer nie en toe ons nou weet wat die diagnose is, dan moet jy dit maar met 2 hande aangryp en veg. Maar as jy vermoed iets is nie reg nie, kyk dalk. Ja, en ek dink daai ondersteuningsstelsel in die proses is ook so belangrik. En ek dink dit is belangrik om dan ook jou storie te deel, om te help en daai bewusmaking te skep. Weereens baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Dis 'n inspirasie. Groot plesier. Goed, nou moet nêrens heen gaan nie, want net hierna buig ons die boontjie terwyl hy jonk en oud is, dalk letterlik en figuurlik. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur.
Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Cheers, julle. Ag, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Destyds toe die Karate Kid uitgekom het ons almal ge-wax on, wax off. Maar ek weet nie hoeveel van ons het kans gesien vir daai bonsai boompie wat hy ook so moes getrou dokter nie. Jaco Kriek, die ondervoorsitter van Pretoria Bonsai Kai, ek het vir hom genooi en gesê luister, kom leer my asseblief bietjie die kuns of vertel my ten minste van die kuns van bonsai. Jaco, goeiemôre. Goeiemôre, bly om te wees. Nou Bonsai Kai, dit is mos natuurlik die Bonsai Klub hier in Pretoria. Dis reg, Kai is maar 'n woord vir klub, ja. Hoor jy, en lekker groot gesonde klub, word hy lekker ondersteun? Ons is 'n lekker sterk klub, ja, ek dink een van die sterktes in die land. Ons het ek dink hier by 80 lede waarvan amper meeste na die vergaderings kom. So ja, met baie ervare manne en vrouens daar. Maar nou die vergaderings en dinge tersyde, bonsai is 'n baie interessante veld, dis 'n rustige stokperdjie as ek so moet sê. Wat maak hierdie klein boppie so uniek? Ja, sommer terloops, jy noem Karate Kid. Baie mense was blootgestel aan bonsai deur Karate Kid, wat nie van bonsai geweet het nie. En baie mense het so begin met bonsai. So dit was 'n groot blootstelling aan mense. Ja, die stokperdjie, of ons ook daarvan om te praat as 'n lewende kuns, is iets wat jy maar 'n bietjie meer geduld moet hê. Daar's baie tegnieke wat jy maar aanleer en daar's baie goed om te leer van ervare ouens en jy moet maar jou handjie daarop hou, maar dis lekker, ja. So geduld speel seker 'n groot rol in die proses van om hierdie lewende kuns van jou aan die gang te hou. Geduld speel beslis 'n rol. As jy dink 'n groot boom in die natuur vat jare om groot te word en volwasse te word, maar gelukkig in bonsai maak ons dit bietjie vinniger. Ons tegnieke wat ons jonger bome kan laat oud lyk. Deur byvoorbeeld takke bietjie af te buig of dooie hout op te sit of maar dit is nog steeds 'n lang proses om iets mooi te kry, gaan jou ten minste seker 15-20 jaar neem. So mens moet maar 'n bietjie geduld hê. Maar jy hoef nie net altyd 'n ou boom te hê nie. 'n Jong boom kan ook mooi wees. Is hierdie klein boontjies nou die jonger bome of is dit die ouer bome? Want ouers is geneig om te dink die groter bome is dan die ouer bome. Nee, hierdie is toevallig van die ouer bome. Nee. So jy hou hulle so klein deur te snoei, deur nou en dan uit die pot te haal en die wortels te snoei, want so hou jy hom klein. En hierdie enetjie langs my is seker 25 jaar oud. So dit is jy kan hom manipuleer en klein hou. En dis nog 'n jong bonsai, nee. En dis 'n jong bonsai, ja. So let die kuns daaraan om die wortels, die takke, alles maar regtig op so 'n manier
te onderhou en te bestuur, laat hy klein bly soos wat jy hom in gedagte het, of kan dit groter wees? Wat is die grootste bonsai wat 'n ou kry in kleinste ene dan? Ja, dit wissel. Jy kan van 2 cm tot 2 meter bome hê, van dieselfde spesies. Daai klein spekboompie by jou het ek 'n grootte by die huis wat seker 1,5 meter hoog is. Ja. En hulle is dieselfde oud. So jy manipuleer hom, jy haal hom afhangende van watter soort boom en hoe oud hy is, haal jy hom maar uit die pot so elke jaar of 2 jaar, jy snoei sy wortels, so derde terug of meer willevye kan jy so baie terugsny, hulle is sterk. So manipuleer jy hom bietjie en dan snoei jy hom gedurig bo. Een soos hierdie, as jy hom heeltyd die groeipuntjies uitknip, dan kry jy hierdie wat ons noem wolkies. En dan word die blaartjies klein en baie klein stammetjies, so jy manipuleer die ding maar. So vir nuwelinge wat daar instap en sê nee, ek wil ook nou die kuns van bonsai leer en bemeester, wat sou jy sê is die grootste jy weet, indrukke wat die ouens het, maar dan is dit heeltemal verkeerd? Ek dink, mense wat nie van bonsai weet nie, eerstens dink hulle, dis 'n soort boom. 'n soort, ja. Ek soek 'n bonsai boom. Ja, ek soek 'n bonsai, ja. Nee, bonsai. En bonsai is nie 'n soort boom nie. Ons maak bonsai van amper enige boom. Daar's party wat meer geskik is en minder, so dit is nie 'n soort boom nie. Inteendeel, in Suid-Afrika is ons inheemse bome verskriklik geskik vir ons het klomp bome wat geskik is vir bonsai. So dis eerstens nie 'n soort boom nie. Tweedens, dink mense as jy 'n boompie gekoop het, dan staan hy net maar daar. Jy moet hom net water gee. Jy moet hom net bietjie nou en dan water gee, maar hy hou aan groei, so hy maak lang takke. Ja. En skielik lyk hy soos 'n bos en hy lyk nie meer soos 'n boompie nie, so hulle dink jy moet hom versorg. Die mense wil ook graag boompies binne in die huis hê. Maar net omdat hy oulik en klein is, beteken nie hy is nie meer 'n boom nie. En 'n boom wil buite wees. Hy wil die suurstof in die water en die sonskyn hê, so daai foute maak mense, ja. Jackie, so vertel vir my, hoe gaan ons te werke gaan as mense by julle kan aansluit of 'n bietjie meer wil uitvind en uiteindelik ook wil leer? Ja, Pretoria Bonsai Kai, soos ek gesê het, is sterk. Ons is oop vir enige iemand wat belangstel in bonsai. Ons groei boompies, so ons is nie ander potplante en goed nie. En ons is oop, ja, en mense kan, ons het 'n webtuiste, bonsaikai.org. Bonsai Kai een woord en hulle kan daar kyk, ons het 'n vooruitgewerkte program vir die jaar. Ons kom die eerste Saterdag van elke maand bymekaar en die ervare ouens help die jongeres en dan het ons elke vergadering 'n praatjie of oor 'n styl of 'n spesie of tegnieke of so iets so en enige iemand is welkom, ja. En van 'n beginnersklas tot nou 'n ou wat nou al vir jare in die ding in is. Ons het beginnersklasse, ja, vir mense wat nog niks weet nie. En dan het ons en dan ja, ervare ouens verwelkom ons by die klub want hulle wil help weer die ander. Jacques, vreeslik baie dankie vir die vinnige inloer en ek hoop as ons nie kom kuier nie, is daar baie van ons kykers wat ook by julle sal inval en die ding doen. Maar bly ingeskakel. Net hierna is ons terug en dan gaan ons bietjie oor groter bome gesels. Ons het vroeër gepraat oor die klein boompies, nou gaan ons die groot bome bespreek. Ons vriende by South African Pulp and Paper Industries, ja, dis waarvoor SAPI staan, né? Glo dat elke dag 'n geleentheid is om Suid-Afrika se inheemse woude te vier en te beskerm. Ek gesels nou met Duan Roodman, ondervoorsitter van Bosbou by SAPI Suid-Afrika en voorsitter van Bosbou Suid-Afrika om meer te leer en te hoor oor wat ons kan doen om die inheemse bome saam met hulle te kan beskerm. Duan, hartlike goeiemôre. Môre Pieter, lekker man. Lekker, nou jy met 'n vonkel in die oog ook gekyk en geluister na die bonsai boontjies. Jou bome is heelwat groter waarna jy opsien en wat jy bestuur, nê? Nee, absoluut. Jy weet, ek luister na 25 jaar
Ons praat daarvan 'n saghou denneboom op 25 jaar wanneer hulle ontgin word en 2 rotasies op ons bloekombome. So taamlik vinnig. Taamlik vinnig. Maar hoekom is Suid-Afrikaanse inheemse bosse so belangrik, jy weet, en vir nie net vir die omgewing nie, maar ook ons kulturele erfenis? Kyk, kommersiële bosbou het ontstaan hoofsaaklik om ons nasionale bosse te beskerm. Baie oorontginning wat in die vroeë 1800 plaasgevind het en toe die kommersiële bosbou ontgin en dis deel van ons DNA. So ons het 'n groot lappe land omtrent 400 000 hektaar en dan die natuurlike bosse wat ons daar het is maar baie klein areaatjie. In Suid-Afrika 0.5% van ons totale landoppervlakte is natuurlike bosse. So vir ons om te bewaar terwyl ons bome groei en ontgin, is absoluut deel van hoe ons besigheid doen. Hoorie, en Sapie doen ook ongelooflike werk met skaarsbome, jy weet wat nou maar tradisionele medisyne en goeders voor gebruik word, jy weet op te pas en regtig mooi na hulle om te sien. Jy weet, hoe help julle om dit te verseker dat hulle in die toekoms gaan floreer en net daar sal wees vir die nageslag? Ja, kyk, oorontginning van tradisionele medisyne van ons natuurlike bosse af is 'n probleem. En ons het so in 2014 se kant begin om saam te werk saam met die Kruger Nasionale Park om spesifiek een boom, die Warburgia of die pepperbark tree te bewaar. En wat ons gedoen het is ons het al die tegnieke wat ons gebruik in ons kommersiële kweekhuise het ons gebruik om hierdie inheemse boom te versnel in sy aanwas en aanteling en ons het omtrent 200 000 bome al teruggesit in die natuur. Saam met dit opleiding vir die tradisionele geneesheers hoe om volhoubaar te ontgin van hierdie bome. So ek dink dit is, mens moet die hele sirkel toemaak. Mens kan nie net een rigting ingaan en bome terugsit in die natuur en nie die sosiale en die tradisionele aspekte daarvan ook adresseer nie. Kyk, ou kan lekker gesels oor al die wetenskaplike dinge en so, maar jy het ook 'n lekker tree spotting geleentheid of so wat julle mense kan uitvat en jy gaan leer meer, sien meer. Is dit boeke en goeders wat 'n ou kan lees? Ja, ons het die tree spotting guides wat ons op ons naam ook natuurlik 'n bietjie gebrand het, as ek daai woord kan gebruik. En dit is 'n baie eenvoudige boek om te gebruik. Nou vra jy vir my, kom gebruik ons nie iPads en ander tegnologie, maar het jy nou een van daai goed gesien wat 30 jaar kan hou? Ja. Ek het 'n tree spotting guide wat ek in die vroeë 90's gekry het, wat nog steeds daar so is en hy kan nog steeds elke dag gebruik word. So enige iemand of jy nou 'n deskundige is en of jy 'n beginner is, gaan uit, koop een van die Sapie tree spotting guides. Gaan kies die area waartoe jy gaan, daar's een van 5 wat jy kan kies, so jy kan, dit trek ook daai keuse van jou bietjie nader, so jy hoef nie te gaan en 'n groot boek rond te sleep die hele tyd nie. En is ook lekker vir iemand wat nuut is of nie regtig, jy weet, ek het ook al soveel keer met 'n mond vol tande gestaan, as iemand vir my, weet jy wat se boom is hierdie, dan sê ek vir hulle, nee, 'n mooi, 'n groene, 'n groot. En daai boek gaan jou ook help, nee? Nee, absoluut. Ek dink dit is 'n baie eenvoudige uiteengesit. Daar's baie mooi skematiese aanduidings van die blare en die takke en die vrugte en die blomme, mooi foto's, so dit is baie eenvoudig om hierdie boeke te gebruik om te identifiseer spesifiek wat 'n boom jy is. Veral as jy Kruger toe gaan en jy kry die Louveld spotting guide, of as jy Kaap toe gaan, kry jy die Kaap en Kalahari spotting guide. So ek dink kies waartoe jy gaan koop die boek, daar's 5 van hulle en gebruik dit. En dit is die belangrike ding, jy gee dit as 'n geskenk, gaan van die een generasie na die volgende generasie. Kan nie wag nie en ek is seker, ek het baie van ons kykers wat ook van daardie boeke in die hande wil hê. Dankie dat jy kom inloer het en so vinnig met ons gesels het. Sapie wil 'n paar van ons kykers die geleentheid gee om iets besonders te wen. Staan 'n kans om hierdie pragtige geïllustreerde tree spotting gids te wen. En dit is natuurlik 'n perfekte metgesel vir wanneer jy Suid-Afrikaanse bome en woude wil gaan verken. Hierdie gids help jou om inheemse spesies maklik te identifiseer en maak elke stap net vir so maklik. Gaan net na ons Facebookblad om in te skryf en 'n kans te staan om hom te wen. Duan, vreeslik baie dankie. Dankie Pieter. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Sukkel
Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestle Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less. With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less. Control. Power. These two go hand in hand. But power over life and death? Now that's the ultimate control. Police are looking. They need someone like you. For what? And police don't use psychologists. They need a forensic profiler. We don't have profilers in this country. You'll be the first. It'll be chaos. We have 21 dead bodies, 2 missing boys. It's already chaos. You are a distraction to this team. I should hate the men who do these terrible things. But I can't. What does that say about me? It's dark where you're going, lady. Where? Into the abyss. Ja kyk, goeiemôre, good morning. Ons het sopas na die lokbrand van Catch Me a Killer gekyk. Die produksie waarvoor Charlotte Hope 'n beste aktrise nominasie by die 2025 internasionale Emmy toekennings erken is. Regisseurs Brett Michael Innes en Renée van Rooyen is hier om oor die besonderse prestasie te gesels. Baie welkom by Goeiemôre, good morning julle twee. Baie dankie. Dit is saam met julle te wees. Dankie. Hoe het julle gevoel toe julle nou die nuus kry dat Charlotte benoem is vir 'n reeks waaraan julle gewerk het? Ja, dit is dit is so wonderlik vir haar. Yes, ek was so opgewonde om te sien dat sy het so hard gewerk. Dit is 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe hierdie aktrise hoeveel tyd sy ingesit het in haar voorbereiding. Brett sal vertel die hoeveelheid tonele wat sy gehad het in die tyd wat ons geskiedenis, sy het nooit 'n lyn laat val nie. Sy was altyd ongelooflik voorbereid geweest en dit wys in haar harde werk wat sy ingesit het pays off.
Yeah, I mean, honestly, as I look out at the Cape Town mountain now, we were shooting as pollen season was kicking off, and this lady from the UK had landed in the middle of it, and wow, the allergies were going crazy. But she pushed through, and as Renee said, the amount of lines, I mean, I don't think I could get half of them out of my head in one day, but she just rolled with the words. Toe julle van die projek te hore gekom het, hoe is julle toe uiteindelik hierby betrek? Dit is so 'n ongelooflike storie. Mickey Pistorius is 'n legende in die Suid-Afrikaanse, I guess, like crime and profiling situation and setup here in the country. So, hoe het julle toe by die projek betrokke geraak? So from our side, we were approached by Simon Howley, Brett Wilson, and local producer Greg Buckle. They were looking for directors, and fortunately, Renee and I are in MultiChoice's good books, so we were put forward, and I really think they made a really great choice to complement us to the lead director, Tracy Larkham. I think Renee and I have quite a similar visual language. I think Tweedbos was one of the most exquisite films that I'd seen in years. So to be partnered with these two ladies, knowing that our voices actually like complemented the story. I'm a huge fan of crime, Mindhunter. So to be able to actually play within those textures on a local level was actually quite deeply disturbing, because I think when you watch crime on TV, Netflix, that kind of thing, it's usually the US expression of it. But to see like textures that were so uniquely South African made it even more meaningful. I wanted to also ask you, Renee, om in so ernstige omgewing te werk. Brett het dit nou net genoem. Sy is die eerste reeks moordenaar profiler, om daai tipe ding elke dag te moet hanteer as 'n regisseur. Jy werk met die tekste, jy werk met die akteurs, jy werk in die locations. Hoe gaan jy dit nie huis toe vat saam met jou in die aande nie? Ja, ek dink dit is en is die eerste keer wat ons ook binne so 'n genre gewerk het. Ek kan nie onthou nie, ek dink jy het ook nie. So dit was 'n baie interessante ervaring. Ek dink my vorige werk was baie in romance en baie ligter temas geweest. Dit was ons moes ongelooflik baie navorsing doen. Die wonderlike ding van so 'n groot produksie, en ek dink dit was die grootste produksie wat ons al plaaslik aangepak het in terme van begroting is. Ons het met 'n baie sterk spanne gewerk wat in detail navorsing gedoen het. So ons het Tracy, die hoofregisseur, sy het opgevlieg ook met die span, en ons het al die dokumentasie oor elke saak gekry met die regte foto's en alles wat deur te gaan om te seker te maak dat elke moordsaak word presies reg weerspieël. So ons moes deur al daai dokumentasie werk om elke moordtoneel weer oor te kan skep, en dit was verskriklik. Goeie soos maggots wat deel van hierdie hele ding is, dit moet ons lewend op die jy weet van die akteurs gesit het, en so dit was nogals 'n gruwel agter die skerm, en die reuk van dit is ook dis nogals baie reël as jy deur dit gaan. Maar ons het baie trou probeer bly om soveel in diepte navorsing te wees dat ons die stories nie, jy weet, dit is 'n baie fyn lyn wat jy trap met hierdie, dis 'n fiktiewe storie, dit moet entertaining wees vir 'n gehoor, maar ook, jy moet dit, omdat op werklike stories, moet jy baie eerlik wees teenoor wat gebeur het daar, en ook agslaan op die tromme wat hierdie mense deurgegaan het. Ons is so bly julle twee kon by ons aansluit op Goeiemôre Good Morning vanoggend. Ons is ontsettend trots op julle en oor die feit dat hierdie reeks en die aktrise benoem is vir internasionale Emmy. Ons hou vir julle duim vas en vingers gekruis. Onthou, jy kan al hierdie gesprekke gaan kry op ons YouTube kanaal Goeiemôre Good Morning. 'n YouTuber is ook op pad. Lisa met die rooi hare is volgende. Ons gesels oor die show na die show. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met Afriskuld. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Lisa met die rooi hare se show na die show is terug. En ons is nou eers by episode 2 and she is already spilling all of the tea, or should I say spilling all of the wine. Sy kuier vandag hier by ons, so die show na die show na die show. Die show na die show na die show. Okay. Ja, love it. So ek het nou gisteraand die eerste episode gekyk en jy het laat ek net die naam reg sê. Ja, asseblief, dis belangrik. Bernelie Arrangies van Val Riviera op die show gehad. Ja. Hoe was dit vir mense wat nou nie soos ek daai episode gekyk het nie? Vertel vir ons bietjie van Bernelie. Ja, dit is baie belangrik om dit te kry. Yes. Ja, ons het baie lekker gesels oor haar ervaring op Val Riviera en haar verhoudings met die ander mense, die ander vrouens. Dit is nogals hektiek, al die drama wat hulle daar aan die gang het en dit raak net al hoe erger. Ja. Maar sy het regtig nog ons oopgemaak oor haar ervaring en hoe lekker en partykeer hoe nie lekker dit was nie. En ook sommer oor haar en haar man se verhouding wat ons almal nou al weet was very much. Ja, baie op en af. Yes. Maar dit is die ding nê, hulle is op 'n televisieprogram, maar dit is 'n werklikheidsreeks, dit is realiteit, dit is hulle lewens. So alles wat ons sien, hulle is dalk soos opgestel, okay, julle gaan 'n paddle speel of julle gaan nou 'n reusie doen op die dam of wat ook al op die rivier, maar dit is hulle regte lewens, hierdie verhoudings en die verwikkelinge en so, it's actually happening to these people. Ja, natuurlik, en ek dink dit is die doel gewees ook met my show, is om te wys dat hierdie mense is nog steeds regte mense, al is hulle op die televisie, en dat die drama wat daar gebeur het, is reëel, dit regtig raak hulle aan op 'n baie dieper level as wat mense eintlik dink. Ja. Ons het ook gesien dat Tessa Toulouse, die Mommy Club van die hoofstadster, is ook
op die show na die show. Sy is in episode 2 en sy was blykbaar in haar eie woorde livid toe sy opkom. Vertel vir ons bietjie soveel soos wat jy kan oor Tessa en her being livid, because that's not a person I would want to see angry, personally. Ja, ek sommer nog steeds in skok as ek terugdink aan toe ons gesit en gesels het, want ek het nie verwag sy gaan so oopmaak nie, maar ek dink aan die begin was sy bietjie bang om oop te maak, maar toe die wyn bietjie begin inskop, dan raak sy nog ons lekker passievol, en dis toe sy nou daai livid reaksie tref, want mens raak jy relive al daai emosies, en jy word sommer weer van voor af kwaad, en ja, toe sy weer livid. Is dit vir jou, selfs nou as ons kyk na jou TikTok kanaal, nee, of jou TikTok profiel, is dit vir jou soms moeilik om te sê presies wat jy dink van die episode of van iemand se optrede, kyk hoe lekker lag jy, van iemand se optrede op 'n episode, want jy weet hulle kyk jou recaps van die shows. Definitief. Aan die begin het ek glad nie omgegee nie, want ek was soos, hierdie mense gaan dit nooit sien nie, niemand kyk hierdie nie. En toe hoor ek op 'n stadium dat op die stel van Boersoeke vrou sê hulle al vir die mense, en moenie worry wat Lisa oor jou dink en gaan sê nie. En dis ek soos, almal weet. Hou op weet wie ek is, asseblief. So nee, dit is baie moeilik, en kyk, ek wil niemand uithaal nie. En niemand, maar daar is mos 'n bietjie tong in die kies grappies wat 'n mens maak, en net so 'n bietjie die siel uittrek so nou en dan. En ook, dit is nou hulle regte lewensmanier, maar jy doen dit nooit op 'n manier waar dit te ernstig opgeneem kan word nie. There's always, I believe, always a balance in your commentary on the different shows. Dit is nooit ten gunste van een persoon nie, en hierdie persoon was verkeerd, en daai persoon is reg nie. Ek bly jy dink so. Ja nee, ek het van die mense wat nie saamstem ek het van die kommentaar op jou YouTube gesê, Bernelly is hier, geen wonder die recaps was. Ja, dis ek soos wel, weet jy wat, exclusively, ek het met ander vrouens ook gesels van Ware Vera. So, dit is moeilik, want nou dink die mense, ek ken hulle so goed, en ons is al besties, maar op die einde van die dag probeer ek nog nie biased wees nie. Ja. So wat mense dalk nie gaan weet nie, is dat jy die show na die show opneem eintlik in die ateljee net langs aan Goeiemôre, good morning. So ons is eintlik bure. Wat is daar wat jy vir ons kan vertel wat van die kykers wat nog nie die show gesien het nie, of dalk mense wat gesien het al, watter geheime kan jy bietjie verklap van wat nog kom in die reeks, of regtig iets wat vir jou hoogtepunt is wat uitstaan? Ek dink wel, daar's so baie exciting gaste wat nog op pad is. Môre byvoorbeeld is daar 'n episode met Riandi en Rianza, ook van Ware Vera, en die drama is erg. As jy dink is op die show erg, dit was ewen op die show na die show erg. Ek het gevoel soos 'n referee waar daar sit en hulle moet sê, okay, julle wow. Kom terug na die vraag toe. En ja, nog gaste soos Louise en François, Brendan Piper, François Jacobs, en Abel Knobel. Ag, daar's so baie exciting gaste op pad, en die mense moet net intune, want ons nog baie tea. Sien jy nou dat mense meer gretig is om in te stem om so iets te doen? Absoluut. Ek dink aan die begin was mense aanvanklik bietjie bang, want hulle was bang ek sit daar en soos al hulle dit hier laundry. Maar vir my is dit meer, kom sit net by my, kom gesels, maak op jou hart, en ons het 'n lekker gesprek, laat mense jou beter leer ken. En ook, jy is so lekker warm en fun en great, dit sal mos nou net lekker wees om by jou te kom kuier. Waar kan mense die show kyk? Op YouTube is die volle episodes, elke Woensdag staan 'n nuwe episode, en dan daar's so snippets so hier en daar op social media, so gaan kyk uit vir dit. So môre episode 3, Rianza en Riandi van die Ware Vera. Baie dankie Lisa met die rooi hare dat jy by ons kom kuier het. Is altyd lekker om jou te sien. Is lekker om jou te sien, Ron. Dankie. dit van ons kant af hier by Goeiemôre, good morning. Wat 'n ongelooflike lekker show vol verskeidenheid van gaste en interessante gesprekke. As jy enigiets gemis het, kan kyk op ons YouTube kanaal Goeiemôre Good Morning, en onthou om op ons sosiale media bladsye follow te gaan druk. Like en subscribe. Ons sien julle weer môre regstreeks om 6:00 net hier op Via. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide.
Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology.